Hi everyone, I hope you're all well. Today I'm going to share with you a recent interview or a conversation I had with one of Distance for Difference foster mothers from Chadoka Home. We've been supporting Chadoka Home since about 2009, and this conversation is going to be in Afrikaans, but I've added English captions, so please follow the conversation and hear one of the stories where Distance for Difference and the support that we've received over the years from people joining our organizing committees for our events or our sponsors, our donors, hear what impact we've made in the lives of children in need. These are just one of those conversations, and we'll be sharing more of them as we go along. I'll see you in the next one. Tina, dit is so lekker om 'n bietjie tyd saam met jou te spandeer vanoggend. Chadoka Home of Chadoka House. Ons het reg in die begin van Distance for Difference het ons by die oorspronklike Chadoka Home uitgekom en jy het dit latere jare oorgeneem. Vertel 'n bietjie van jou geskiedenis met Chadoka Huis en waar dalk die pad saam met ons begin het saam met Distance for Difference. Ek het die eerste 2009 het ek bevriend geraak met die dame wat heel eerste Chadoka Huis gebestuur het of gehad het. En ek het actually daar in haar salon gewerk. Sy was een van my kliënte gewees en die kinders het altyd saamgekom, alles hele span. Ja. En so is bevriend geraak en sy het vir my begin vra, maar ek het vir haar gesê, ek het 2 kinders, ek was daai my man was oorlede gewees, my eerste man. En sy het gevra of ek nie vir 'n paar ure die kinders sal kykie en ek meen, as sy nou 'n man, ek meen 'n break geen uitgaan, dan ja, ek meen, my kinders was skuim vir dit gewees en so het dit gereeld gegaan en sommige kere het ek die kinders sommer oorgeslaap. En die kinders het so geheg geraak aan ons en ek kon nooit dit verstaan nie, hulle wou nie daar wees. En sê ek, okay, nee maar, ek meen, ons speel huis elke naweek, so die kinders kan kom en om 'n lang storie kort te maak, dit was gewees 2 dae voor Kersfees, ek weet nie of jy kan onthou nie, dit was die 23 Desember. Ja, en die jaar nou weer? 2009, okay. 23 Desember. Ja, so dis al wat 17 jaar gelede. Het 'n social worker van Badisa. Yes. 5 uur die oggend bel sy mense, sê vir my, ek verstaan die kinders, die Chadoka kinders, sê hulle ken vir jou en ons het 'n geval, wil jy nie kan ons gou na jou toe kom en dan, ek 5 uur die oggend is lekker. Okay, wow. My 2 kinders is nou maar toe na hulle ouma toe gaan kuier, ek is alleen. Ja. En sy sê nou vir my, die kinders is buite, ken ek hulle? Ek sê, ja, nee, ek ken hulle en sy sê vir my, daar's nou 'n geval en die kinders is verwyder van die vrou af, so, en hulle het gesê, maar hulle wil na Tannie Tina toe kom slakken. Okay, ek weet nie wat gaan aan nie, maar okay, bring hulle en die social worker, ek meen, dit is, my kinders nou maar weer, dit is 2 dae voor Kersfees en ja, dit is 100%. Not now, nee? You can give mommy later, nee? Thank you, Jaden. Jaden, you can give me later, nee? Okay. En ek sê, ek meen, dit was nog daai tyd, dit was Nadine, Corneille uiteen, Elzaan. Dit was net hulle 4. Ja. En ek sê, okay, 2 dae voor Kersfees, 4 kinders, en in daai stadium, op daai oomblik het hulle net die klere in hulle lyf gehad. Ja, want die vrou het die huis gesluit, en hulle moes die kinders verwyder, en sy sê vir my, ek ken mense wat vir jou sal help. En ek sê, okay, alles het net kos vir Kersfees, maar ek meen, dit is nie voor gepatchet nie, maar ek sal hulle vat, ek ken hulle nou al vir 'n paar maande. En sy sê vir my, ek gaan vir die bel, en ek sal julle nommer gee, en miskien kan hulle vir jou help, net met, ek meen, goed vir Kersfees en klere vir die kinders. En ek onthou, ek weet nie of hulle vir jou gebel het, of ek vir jou gebel het nie, en nou net ek in my 50, my memory is shot, dis ek ook vir jou die vraag, dit is so lekker om dit weer te hoor. Dit was die oggend gewees, ons praat van 5 uur, 6 uur die oggend, en ek onthou die 23ste, ek sou by mense gaan eet vir Kersfees, en ek bel en ek sê vir hulle, luister, ek het 4 kinders hier, en so, ek kan nie Kersfees meer na julle toe gaan nie, en ek weet, ek het met jou gepraat, en ek het die storie verduidelik, en vir jou gesê wat gebeur het, ek weet nie of Annelie dit vir jou ook gebel het nie. Ja, nee, sy sou, ja. En dieselfde dag het julle geld in betaal, vir klere vir hulle. Ek beloof vir jou,
ek is in die straat agter Cape Gate, het ons gebly, en ek het nog nie 'n kaartdate gehad nie, en ek het met hulle 4, die namiddag toe ek die werk het kom, stap ek met hulle 4, want ek sien die geld is in, en ons stap Cape Gate toe op, en is like, wow, ek gaan koop klere vir hulle, want net die klere in hulle lyf, daar ek het 2 stelle klere gekoop, ons het kos gekoop, en ek okay, wow, daar was enige geld vir geskenkies gewees, en toe kom die mense by wie ek sou gaan gekuier het vir Kersfees, en ek sê vir hulle, en hulle het ook kos gebring, en ek het vir hulle verduidelik, hulle het ook kos gebring, ek sê vir hulle, die kinders is vir my vir die vakansie, dit is nou eers die reëling, week voor die skool begin, kom Annelien, sy sê, okay, hulle het nog nie plek gekry die kinders vir die kinders nie, maar hulle moet nou, ek meen, ek was nie 'n foster parent, ek het niks geweet van dit af nie, en sy sê, maar hulle moet nou safety huise soek vir die kinders, want hulle het nie in 'n weeshuis nou, kinderhuis, daar is nog nie plek vir dit. En ek onthou daai tyd Elzaan, Cornelis se suster, oudste suster het gesê, maar as die sosialwerker vir hulle gaan wegvat, dan gaan hulle wegloop. Dit was 'n woord, ons lekker. Okay, sy sê nee, maar jy kan nie so praat nie, en sy sê maar ons wil by Tannie Tina bly. Nou kyk Annelien vir my, die sosialwerker, sy sê maar ek weet nou nie of Tannie Tina vir julle gaan hou nie, ons het nog nie daaroor gesels geslekker. Hoe werk dit? Wat ek mind nie, ek ken hulle. En sy verduidelik my, sy sê vir my, wil jy vir hulle eers like in safety en dan in foster, en ek sê julle weet ek in die familie in Namibië nie, soos net ek met 2 kinders en 3 Chama Jaden. So ek mind nie, ek meen en op daai stadium, ek het nie geweet, niks geweet, hoe werk dit, of wat ook al nie, en ek beloof vir jou, ons het in kontak gebly, julle het elke maand, en toe die kinders nou besluit, maar okay, dit is waar hulle gaan bly, hulle het nooit hulle klere gekry by die mense nie, dit was skoolklere gewees van voors af, koop, alles, vir hulle gekry, van scratch af, want die mense ook, ek dink die huis het julle betaal, die huis, en ek weet nie of hulle goed gaan gehad nie, maar die huis was gesluit gewees vir 'n baie lang tyd, en die kinders is skool toe, en ek meen, dit is die pad, en hulle het vir my ek was opgelei gewees, en ek onthou nog, dit is in Mitchellsplein, nie Mitchellsplein nie, waar is dit toch nou, as dit nou Mitchellsplein gewees, wat ons opleiding gekry het, saam met 'n ander groep mense vir safety, emergency en 'n foster parent. Ek het die opleiding gekry vir dit, en daar hof toe gegaan, die kinders is vir my in pleegsorg geplaas, en ek onthou, dit was seker 'n paar maande daarna in dieselfde jaar, vra hulle vir my ek weet nie of jy kan onthou ons het daar vir haar genoem, Groot Elzaan was, sy was ook Elzaan, sy was 21 in matriek, dis reg, en Jackie, hulle twee het saam gekom, en is lekker, wow, okay, ek onthou dat op 'n stadium, Stefan, dit was in 'n bestek van 2 jaar se tyd, het ek met, ek dink 8 of 9 kinders gesit in die huis. My Janine was in matriek daai tyd, Joanne was laerskool gewees, Jaden was nog baie klein, en ek was alleen single gewees, en dat was die huis vol, maar dit was... dit was, ek onthou, elke aand, Groot Elzaan het dit begin, elke aand het hulle gesit by die tafel, en hulle het gebid, maar, jy weet, dit was vir my, soos in die begin was dit nice, toe begin die challenges, jy weet, dit is kinders uit verskillende huise, uit en, is die elke dag maans ken, en Roseneeg, jy weet, en, jy moet elke dag, jy moet nou vir meer kinders kos maak, jy moet, dit is medisyne, dis die ding, en, ek het met die Here se genade, ek het begin dink en sit, en, ek dink die kinders het ook op my gesig gesien, want baie kere, as hulle met tafel gebid het hulle gebid vir, ons bid dat die Here, vir Tannie Tina nie, laat sy nie moeg raak vir ons nie. So hulle het baie dit gebid, en toe ek begin so skuldig voel, ek dink, dit is so asof, miskien kan hulle op my gesig sien, ek is like, nie, ek wil van 'n slaartjie, maar ek het begin geworry van, okay, die kinders het dit nodig, die kinders het dat nodig, jy weet, en toe ek later begin sit en dink, okay, die meisies koop jy wat hulle nodig het, dan verduidelik ek vir die seuns, en dan kan ek weet wie die seuns nou weer, so dit ek so begin. En, maak die saak, ek was, en ek het altyd kon nie verstaan nie, maar, hoekom die mense julle is nie familie nie, julle ken nie vir my nie, okay, ek weet, dis volse kinders, dis weeskinders, maar, hoekom
sorg julle, hoekom support julle vir hulle? Ek kon nie, ek meen, dit verstaan nie. En weet, dit was paar jaar terug, het ek nog steeds die een dag, toe sê ek, ek dink Tasha was nog, sy is net voor sy weggegaan het. En die een dag, toe sê ek, toe sit nou al by die 4de, toe sê geld nog nie in nie, en ek dink myself, want ek weet, as ek vir hulle sê, okay, wag net so 'n bietjie, ons gaan eindelijk dit koop, ons gaan eindelijk vir jou dat kry, die ene met dat kry, en toen so die 4de, en ek sê vir myself, maar ek wil nie vir haar bel of vir haar vra nie, want my ma het al iets gesê, en sy se pensioen, sy is amper 80, sy het gesê, die pensioen is 'n genadegeld van die Here af. En ek sê vir myself, die is genadegeld. So, as dit gaan kom, dan kom dit. En dis wat ek die oggend vir my sê, en die dag, toe stuur Tasha vir my boodskap, en sê, Tina, ek vra groot om verskoning. Ek asseblief vergewe my, sy sê, ek het vergewe, en ek toe myself, okay, sy sê, ek het skoon vergeet, ek weet nie waar my mind was nie, maar ek het skoon vergeet, die geld is vandag in. Ek was like, okay, shame. Tina, kom ek vra vir jou so, nee, weet jy, dis nou 17 jaar, wat ons hierdie wat ons hierdie verhouding met julle het, en weet, oor die jare, daar was kinders wat hier was, en hulle is nou al groter en uit die skool uit, en nou is daar weer 'n nuwe groepie kinders, jy kyk op die oomblik na 5, weeskinders, wat nie 'n ander heenkome het nie. As jy moet sê oor die jare nou, weet, ons as Distance for Difference, weet, ons skep geleenthede waar mense kan bymekaar kom en deelneem aan aktiwiteite, of dit nou 'n gratitude run of 'n 500 of 'n hike with purpose is, of 'n swim for hope, of individuele atlete wat uitgaan en geld insamel, sodat ons fondse het om kinderhuise en vasterhuise en mense soos julle te kan ondersteun. Ek dink, as jy moet sê wat daai ondersteuning fisies in jou en die kinders se lewens beteken het, en as dit nie daar was nie, hoe sal jy dit beskryf? Wat 'n verskil maak die moeite wat mense daar buite doen om mal afstande en goed te doen en geld in te samel vir julle? Stefan, as ek sien, jy weet, soos die kinders na my toe kom, baie kere kom hulle en dan sê die soos ook, dis net 'n sakkie klere. En ons weet die lewenskostes. Al dit. En dan, ek het baie kere vra ek nog steeds, hoekom? Wat dryf julle? Hoekom doen julle dit? Ek meen ons kan, dis mense wat swaar kry, verskriklik swaar kry. En ek weet hulle sou nie, vir hierdie kinders het hulle normale lewe. Hulle ken nie van, ons gaan slaap in die aand sonder 'n bord kos nie. Hulle ken nie van, as ons iets vir die skool nodig het, ek meen, of 'n kleding, of wat ook al ons moet dit het, hulle ken nie van, daar is nie dit nie. En dit is die verskil wat hulle in hulle lewe maak, van, amper gesê nou van, iemand daar buite wat glad nie die opportunity het nie. En geen hoop het vir die toekoms nie. Daar is ek vat byvoorbeeld soos vir Carla. Carla het by my gekom en jy weet, 'n kind op haar ouderdom 9 jaar wat in 'n hof sit en lees wat 'n social worker, die brief wat 'n social worker vir 'n judge lees en sê, van 'n ma wat sê, we don't care if you give her up for foster or adoption, because I can't handle it anymore. Ek meen, en sy hoor dit. En jy weet, sy het ingestap in die huis en julle het dit moontlik gemaak vir haar om te voel, maar ek het 'n huis, ek het 'n familie, ek hoef nie, jy weet, dit hoef my nie terug te hou nie, wat ek daar gehoor het in die hof nie. Jy weet, dit definieer nie my toekoms nie, want hier's 'n familie wat vir my lief is, en daar's voorsien, sodat hulle vir my kan sorg. En ek sê vir hulle ook, ek sê altyd vir hulle, as dit ewen naweek saam met dit kom, sê ek vir hulle, onthou net, in hierdie huis is jy nie 'n fosterkind nie. Jy kan enigiets word, jy het nie 'n rede om te fail nie, jy is nie in hierdie huis 'n fosterkind nie, jy's 'n deel van hierdie huis. Jy's 'n kind in hierdie huis. Jy het 'n familie, jy het mense wat vir jou lief is, dis jou huis, dis jou. So, dit is wat julle moontlik maak, vir 'n kind om te voel wat van beide kante af kom, en wat dit hoor, jy weet, my ma wil my nie meer hê nie. Om te voel, maar
ek kan dit Ja, agter my sit, ek ja. hoef nie dit te onthou en te worry oor dit nie. Hier kry ek die kans om deel te wees van 'n familie. Ja. Dit is wat julle en dit is ook wat hulle sê, jy het nie rede om te dryp nie. So, jy kan nie gesê maar ek voel jammer vir my, ek is 'n fosterkind nie. Ja, Jy word nie getreed as 'n Yes, fosterkind nie. yes. Jy's deel van hierdie familie Ja, en ja. dit is wat julle Ja. moontlik maak, jy weet. Ja. Hulle hoef nie te voel ons is ons jy weet soos baie kere dink ek kinders in 'n dis wat 'n social worker eendag gesê kinders in 'n kinderhuis. Ja. Die verskil van kinders in 'n kinderhuis en kinders in jy weet in 'n huis waar 'n familie is. Baie kere van die kinders voel nog steeds, daar's nie daai close relationship nie. Ja. Jy weet hulle voel maar ons is, Yes, jy weet, ja. ons is weeskinders, ons is een kant, fosterkinders, ja. Ja. Maar julle maak dit moontlik om jy weet huise te ondersteun en support dat daai kinders kan voel maar maak nie saak of ons weggegooi is en of ons nie meer ouers het nie. Ons het deel geword, jy weet, van 'n huis. Ja. Ons Ja, dit is hier, mooi gestel. Ja. en selfs met ja. met Kevin en Bevan, hulle het nou nie meer 'n pa nie, maar hulle ma was baie as gevolg van die drugs, jy weet, inrigting in en uit en ek weet nie watter jaar las as ek jou sê, hulle is nou al 11 jaar by my. En as hulle familie gesien het seker by hulle pa se begrafnis, ek meen dit is dit is hulle huis, ek meen jy kan nie. Jy is nou hulle familie. Ja. Ja. En Bevan, Marcel en Jasmine, Jasmine en Marcel was ook gedeel. Ja. Marcel het aan my toe gekom, die ander vrou wat vir Jasmine gehad het, waar sy groot geword en gebore het en die vrou het net dieselfde oggend wat sy social worker bel en sê maar ek kan nie die kind meer handle nie, ek wil nie die kind, ek meen, julle moet die kind kom vat. Ja. En hulle bel my en sê vir my, Tina, ons sit met 'n probleem, Marcel se sustertjie is nou, die vrou wil haar net nie meer hê nie. Ek meen sy was in foster geplaas daar. En ek het net gesê maar Marcel is hier. Dis plek. Ja. En ek meen sy hoort hier. Ja. So en Sure. ek soos ek jou gesê het, hoe dit vir hom was om saam met sy suster te kon wees. Ja. Hulle saam. Ja, wonderlik. Ja, en net daai geleentheid te skep. ja. Ja, goed. Tina, laaste vraagie is jy kan sommer direk in die kamera vir almal wat deel is van Distance for Difference. Dis nou die mense, die volunteers wat baie keer by ons betrokke raak om geleenthede te help reël, die individuele atlete, die donateurs. As jy vir hulle 'n boodskap vandag het, wat sal dit wees? Ek weet nie hoekom julle dit doen nie of wat. Ek het die grootste bewondering en liefde en waardering vir wat julle doen. En ek sê altyd wat ek 'n paar jaar terug gesê het, ek glo nou daar is engele op aarde. En ek weet, ek hoor so baie van mense wat as daar noodgevalle is, wat jy weet wat hardloop en die mense gaan help, maar en dit is by noodgevalle, maar hierdie is ek glo met my hart en siel dat die Here engele op die aarde plaas en dit daar vir kinders soos die. En die Here sê altyd, ek glo as jy na sy kinders kyk, daar kan net blessings in jou lewe kom. En ek weet dat in elkeen van julle se lewe daar soveel blessings en soveel liefde en soveel waardering van hierdie kinders afkom. Al sê ons dit nie elke dag nie, al hoor julle dit nie elke dag nie. Julle moet net weet dat die Vader in die hemel sien wat julle doen en wat julle vir die kinders doen, doen julle vir hom. So baie dankie vir alles wat julle doen.